Goeiemôre gemeente. Lekker reën dit nou. Baie dankie Frans, baie dankie. So lekker om hier te wees vanmôre. Maak asseblief julle Bybels oop by Johannes, die Evangelie volgens Johannes hoofstuk 4. Is ek aan? Hoor julle my? Goed. Johannes hoofstuk 4. Dit is waarlik 'n groot seëning om vandag hier te wees op my verjaarsdag soos genoem is om hierdie te doen. Ek is Antipas baie dankbaar vir die manier wat julle my en my gesin so deur die jare verwelkom en ondersteun en liefhet. Johannes hoofstuk 4. Gemeente, dit is 'n mooi ding wanneer God homself aan iemand openbaar. Is dit nie? Ek sê dit weer, is 'n mooi ding wanneer God homself aan iemand openbaar. Wanneer daar iemand is wat God nie ken nie. En hy kom tot insig wie God is. En so leer hy hom ken. Verstaan mooi, selfs gelowiges deur hulle hele lewe lank groei in hulle kennis en hulle verstaan van God. Hulle groei in die diepte hoe hulle God ken. As hulle die skrif ondersoek, dan sien hulle God se liefde is dieper as wat hulle gedink het. Hy is heiliger as wat hulle dink het en op daai pad is hulle op die pad van heiligmaking. Maar ek praat spesifiek vanoggend van daai aanvanklike ontmoeting. Wanneer iemand God leer ken, wanneer God homself aan iemand openbaar. Dalk sit jy vanmôre hier en jy het die nagmaal aan deelgeneem. Is vir jou realiteit. Jy ken die Here, prys die Here daarvoor. Waarlik, tot watter mate, tot watter diepte verstaan jy wat regtig daar gebeur het? Daai dag wanneer toe God homself aan jou geopenbaar het. Dis nou natuurlik vir ons in die era wat ons leef, deur die evangelie, deur die skrif, deur die werking van die Gees wat maak dat ons sien, wat ons oë oopmaak. Ons gaan kyk na daardie ontmoeting vanmôre. En ons gaan kyk daarna om dit te sien vir wat dit werklik is en dit te waardeer en gevolglik meer te leer van wie God is. Hoe groot hy is, sy genade, soos ons verlede week gehoor het, die soekende saligmaker. Dalk vanmôre sit jy en dit is nie jou realiteit nie. Jy ken nie die Here nie. Daar's 'n geestelike dorste in jou en jy hardloop na allerlei dinge in hierdie wêreld om dit te probeer versadig, maar dit werk nie. Mag vandag die dag wees wat jy hom leer ken. Daar's 'n derde groep. Dalk is dit jou realiteit dat jy hier is en jy dink jy is gered, jy dink jy ken die Here, maar in werklikheid eintlik ken jy hom nie. Baie mense sal ja sê as ons vir hulle deesdae vra, ken jy die Here? Meerderheid mense sal ja sê. Maar dit is eintlik 'n subjektiewe vraag, want ek vra eintlik, dink jy ken die Here? Wat dink jy? Dit is nie 'n objektiewe vraag nie. 'n Beter vraag om te vra as, dink jy ken die Here, is eerder, ken jy hom soos wat hy homself geopenbaar het? Of ken jy 'n weergawe van God wat eintlik maar saamgestel is en opgemaak is volgens jou eie denke, jou eie logika, jou kultuur, die huis waarin jy groot geword het, jou wêreldbeskouing? Dit is net deur God wat homself openbaar, soos ons gaan sien vanmôre, dat iemand hom kan ken. Dis is daar so groot klem op genade. Nie deur enige mensgemaakte idees nie. Ons kyk vanmôre na Johannes 4, die Samaritaanse vrou by die waterput. Dis 'n bekende storie. Net soos hierdie vrou, is daar klomp mense in ons tyd wat aannames het oor God. Hulle dink hulle ken God, maar is gebaseer en hulle dink hulle ken hom deur hulle tradisies, deur hulle kultuur. En hulle dink aan God in terme van hulle persoonlike behoeftes en begeertes in hulle wêreldbeeld. Probeer hulle God in hierdie boksies pak. Dit kom uit wanneer mens luister na mekaar, wanneer mens bid. Hoe mens God probeer indruk in ons wêreldbeeld. Wat gebeur in Johannes 4? Jesus is op reis. Hy is op pad en hy gaan deur Samaria. En gewoonlik is daai 'n streek wat die Jode vermy het.
Want die Samaritane was half Jode en hulle was in hulle verstaan onheilig gewees. En Jesus het daarom nie hierdie gebruik, hierdie mensgemaakte gebruik gevolg nie. Genadiglik het ons Here Jesus nie mensgemaakte gebruike gevolg nie. Hy ontmoet die Samaritaanse vrou by hierdie waterput en hy begin met haar gesels. Hy het 'n gesprek met haar. En wat ook baie teen die kultuur en die gewoontes is van daai tyd. 'n Jood en 'n Samaritaan, 'n man en 'n vrou alleen. In hierdie gesprek sien ons dan hoe God homself aan haar openbaar. En ook sien ons wat is die gepaste reaksie wanneer God homself aan iemand openbaar. So vandag in hierdie gesprek gaan ons sien nie net dis nodig, dis krities belangrik, dis nodig dat God homself moet openbaar nie en dat hy dit wel doen nie, maar die gepaste reaksie. Ons gaan kyk na 4 onderwerpe vanmôre in hierdie gesprek. Ons kan sien eerste, die toestand van die mens is duidelik. Die behoefte van die mens, die tekortkominge, is die tweede onderwerp. En dan die oplossing vir die mens. En dan laaste die reaksie van die mens. Hoekom doen ons hierdie vanmôre spesifiek hierdie gedeelte en die uitkoms en waarvoor ek hoop en bid is, dat indien jy vanoggend hier is en jy ken klaar die Here, jy het hom klaar ontmoet, ons is dankbaar daarvoor, wil ek jou nog steeds terugvat na daai dag toe. En dan kan ons dieper delf daar, dat ons kan groei in ons verstaan en ons begrip van wat daai dag gebeur het, en tot vandag toe jou moed beïnvloed. Sodat ons ook so kan groei in ons kennis van God, en wie hy is, en dan natuurlik hom ook dan meer waardeer. En voordat ons dit doen, kom ons lees Johannes 4. Johannes hoofstuk 4. Toe Jesus verneem dat die Fariseërs gehoor het, hy werf en doop meer disippels as Johannes, hoewel Jesus self nie gedoop het nie, maar sy disippels, het hy na Judea verlaat en weer na Galilea vertrek. Hy Judea verlaat en weer na Galilea vertrek. Vers 4, hy moes egter deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sigar, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Dit is waar die fontein van Jakob was. Uitgeput van die reis, het Jesus net daar by die fontein gaan sit. Dit was ongeveer die 6de uur, 12 uur die middag. Daar kom toe 'n vrou uit Samaria om water te skep. En Jesus sê vir haar, gee vir my water om te drink. Sy disippels was reeds weg, dorp toe om kos te koop. Vers 9, die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, hoe is dit moontlik dat u, wat 'n Jood is, vir my, 'n Samaritaanse vrou, water vra om te drink? Jode meng immers nie met Samaritane nie. Jesus antwoord haar, of het hy geantwoord in vers 10, en hy sê, as jy die gawe van God geweet het, en wie dit is wat vir jou vra, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het. Die vrou sê vir hom, meneer, u het nie eers 'n skepding nie, en die put is diep. Waarvandaan kry u dan die lewende water? U is tog nie belangriker as ons vader Jakob nie, hy wat die put aan ons gegee het en self daaruit gedrink het en ook sy seuns en vee? Jesus het haar geantwoord, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar wie van die water drink wat ek hom gee, sal tot in ewigheid nooit dors kry nie. Die water wat ek hom gee, sal in hom 'n fontein van water word en opborrel tot die ewige lewe. Tot sover. Kom ons bid saam. Ons dierbare hemelse Vader, baie dankie dat ons hierso kan wees vanmôre en u woord wat lewendig is kan oopmaak. Here, ons vra dat u nou met ons kom praat daardeur. Kom help my soos wat ek voorgaan, Here, om te sê wat ek moet sê, nie te sê wat ek nie moet sê nie. Help elkeen wat hier is om te hoor, om hulle aandag op die woord in te stel en verander te word, herinner te word, te groei, insluitend my. Asseblief, Here, in die naam van Jesus bid ons dit, baie dankie, amen. Wanneer God homself openbaar, sien ons die toestand van die mens.
En dis die eerste onderwerp, die toestand van die mens. Die mens is geestelik blind. Al dink hy kan sien, en hy dink hy verstaan, doen hy nie, hy is geestelik blind. Kyk na vers 9, Jesus het vir haar water gevra, en sy antwoord, sy sê, hoe is dit moontlik dat u, wat 'n Jood is, vir my, 'n Samaritaanse vrou, water vra? Sy sien nie Jesus, die Messias, die seun van God nie. Sy sien 'n Jood. Sy sien 'n man. Sy sien 'n kulturele probleem. Beskou alles deur middel van brille, haar perspektief, haar wêreldbeeld. Verstaan mooi, ek blameer haar nie dat sy dit gedoen het nie. Ek verwag nie dat toe Jesus daar gekom het en vir haar gevra het vir water, sy dadelik moes net uit haar eie uit sien, hier's die Messias en dit weet nie. Dis die hele punt. Dis die realiteit van die toestand van die mens. Dit is net wat gebeur het. Kyk na vers 10. Jesus het vir haar geantwoord, as jy die gawe van God geweet het. Met ander woorde, sy het nie geweet van die gawe van God nie. En wie dit is wat vir jou vra. So sy het nie geweet wie met haar praat nie. In vers 14 vertel Jesus vir haar van die lewende water. Geestelike realiteit wat hy vir haar ontbloot. Maar weer eens kyk hoe interpreteer sy dit. Meneer, gee vir my, dis vers 15, meneer, gee vir my van daardie water, sodat ek, hier is die rede, ek nie dors word en hierheen hoef te kom om te skep nie. Weer eens blind, sy interpreteer dit nie soos wat Jesus dit bedoel nie. Dis die toestand van die mens, geestelik blind. Maar nie net is die mens geestelik blind nie. Ons sien ook, die toestand van die mens is gevalle en sondig. Kyk na vers 16. Jesus sê vir haar, gaan roep jou man en kom terug hierheen. En die vrou het hom geantwoord, ek het nie 'n man nie. En Jesus sê vir haar, jy sê reg, 'n man het ek nie. Want vers 18, jy het 5 mans gehad en die een wat jy nou het is nie jou man nie. Jy het nie jy het die waarheid gepraat. Jesus ontbloot haar hart. Hy ontbloot die sonde. Alhoewel hy sê sy het die waarheid gepraat, tegnies het sy die waarheid gepraat, wys hy nog steeds uit, hier is 'n kritiese probleem. Dit is die toestand van die mens. Geestelik blind. Ons dink ons verstaan. Sy sien 'n probleem. Elke dag moet sy hiernatoe kom en water kom skep. En is moeite. En sy sien 'n oplossing vir die probleem wat sy raak sien. Dink aan haar verwysing. Prakties, materialisties, tydelik, weer ingeperk aan haar behoeftes en begeertes, haar boksie. Dit is die punt. Uit ons eie uit kan ons nie sien wie God werklik is nie. Ons kan nie eers sien wat ons werklike probleem is nie. Ons gaan dink ons probleem is hierdie, maar eintlik is ons probleem krities erger. Ons is dood vir geestelike waarhede. Let op, hierdie vrou, sy het 'n geleentheid gehad om vir die skepper van die wêreld, die skepper van alle dinge, wat in sy menslikheid daar sit en dors is, en hy vra vir water, het sy die geleentheid om vir hom water te gee, en werklik sy dors vir water in sy menslikheid om te help. Wie van ons sal dit nie wil doen nie? Sy het daai geleentheid gehad vir die skepper van die water, die skepper van haar, en sy kan dit doen. Nogtans besef sy dit nie. Nie halfpad blind nie, heeltemal blind. Ook wat het sy gedoen toe Jesus haar sonde vir haar uitgewys het? Sy het gesê, ek het nie 'n man nie, vers 17. Sy probeer haar sondes wegsteek, klink dit bekend? Genesis 3. Onbewus van die feit dat al haar sondes voor die skepper uitgelê is. Hy sien alles. Broer en suster, hy sien jou sonde ook wat jy probeer wegsteek. Hy sien dit, dis voor hom uitgelê. My sondes ook. Was ons nie dieselfde nie? Dalk sit jy vanmôre hier en jy is nog daar. Die vraag is, het God al jou hart ontbloot? Het jy al gesien, ek is geestelik blind? Want as jy daar is, dan sien jy dit nie. Ek is sondig, daar's 'n kritiese probleem, en ek probeer dit wegsteek. Het jy iewers besef, ek ken hom nie eintlik soos wat ek moet nie.
soos wat hy homself wil openbaar nie. Sien, die vrou was godsdienstig, soos wat ons nou nog verder in die storie sal sien. Maar dis nie genoeg nie. Sy het besef, daar's 'n dors. Sy het dit probeer versadig in huwelike, in verhoudings. Waarheen hardloop ons? Waarheen hardloop jy vanmôre om daai dors te probeer les? Is dit dalk ook verhoudings? Is dit geld of besittings? Jou werk? Ontspanning, plesier, drank? Dit gaan nie die dors les nie. Niks. Jy gaan aanhou terugkom daartoe. Soos wat sy aanhou moes teruggaan na daai put toe. Vra Jesus vir water. Soos wat hy uitnooi. Kom vra my. Eerstens is dit die onderwerp. Wanneer God homself openbaar, sien ons die toestand van die mens baie duidelik. Geestelik blind, gevalle en sondig. Maar dis nie al nie. Ons sien ook tweedens die behoefte, die tekortkominge van die mens. Die gesprek gaan aan, Jesus het nou net vir haar sonde ontbloot. Nee, dat intens is en persoonlik is. Lees vers 19. Die vrou sê vir hom, meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Vers 20, ons voorvaders het op hierdie berg aanbid, maar julle sê, Jerusalem is die plek waar aanbid moet word. Jesus sê vir haar vrou, glo my, daar kom 'n tyd dat julle die Vader nog op hierdie berg, nog in Jerusalem sal aanbid. Julle aanbid dit wat julle nie verstaan nie. Ons aanbid dit wat ons verstaan, want die verlosser kom uit die Jode. Daar kom egter 'n tyd, en dit is nou, dat die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader wil juis sulke aanbidders hê. God is gees, en wie hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. Die vrou sê vir hom, vers 25, ek weet die Messias kom, wat Christus genoem word, wanneer hy kom sal hy alles aan ons bekend maak. Gemeente, kyk wat gebeur hierso. Wanneer Jesus haar sonde ontbloot in vers 16 tot 18, skuif sy die gesprek na iets minder persoonlik, na godsdiens. Die vrou sê, meneer, ek kan sien jy is 'n profeet. Wel, hy sê nou meer net 'n man en 'n Jood nie, is 'n profeet, so sy's 'n stapie nader, maar nog nie daar nie. In vers 20 sê sy, ons voorvaders het op hierdie berg gaan bid, en julle sê daar, so sy praat oor ander goed, sy praat nou oor die regte plek van aanbidding, oor tradisie, oor kontroversiële geloofskwessies. Met ander woorde, sy skuif die fokus van persoonlike sonde na teologiese debatte. Maar Jesus sny reg deur dit, vers 22, en hy sê, julle aanbid dit wat julle nie verstaan nie. Nou weer eens besef wat hier gebeur. Sy is godsdienstig. Sy het kennis oor Jakob, dis duidelik. Sy het kennis oor aanbidding, daar's 'n plek van aanbidding, hulle aanbid. Maar hulle ken nie God reg nie. Julle aanbid dit wat julle nie verstaan nie, vers 22. Hulle het aanbid. Daar's geen rede om te dink hulle aanbidding was nie opreg nie. Maar vers 24 was nie volgens waarheid nie. Vers 24 sê God is gees en wie hom aanbid moet hom in gees en waarheid aanbid. Wat beteken dit? God is gees. Wel, in hierdie konteks praat sy oor die plek van aanbidding en is 'n fisiese plek. God is gees beteken God het nie net 'n fisiese, 'n vleeslike of 'n natuurlike liggaam soos ons nie. Hy is nie gebonde aan 'n spesifieke plek nie, 'n plek van aanbidding of so nie. Ek het weer eens vanoggend vir my kinders gevra, ons sing altyd 'n liedjie in die kar op pad hiernatoe, ek is bly as hulle vir my sê, kom ons gaan na die huis van die Heer. En ek praat toe met hulle en vra 'n bietjie oor waar is God in die huis en waar is die tempel en dis so en ons weet natuurlik ons is nou tempels waar die Gees inbly. Maar hier sien ons hy is nie gebonde aan hierdie plek nie. Hy is nie gebonde aan daai fisiese plek nie. Hy is oral. Hy is Gees. Die ware aanbidding is nie plekgebonde, tradisiegebonde of
kultuurgebonde nie, maar dit is eerder in gees en in waarheid. Vers 24. Vir jou en vir my, en ons sê dit so baie, kom ons vra, mag ons almal God in gees en waarheid aanbid. Vir my en jou om God in gees te aanbid, beteken om God opreg, innerlik te aanbid, gelei deur die Heilige Gees. Ons sal nou sien, die hele gesprek gaan ook oor die Heilige Gees. Maar besef, goeie illustrasie hiervan is, julle aanbid my met julle lippe, maar julle harte is ver van my af. Jy aanbid God nie in die Gees, as jy dit so doen nie. As ons sê in die waarheid, dan is dit nie volgens jou eie idees nie. Ons kan nie net sommer, want ons wil hierdie elemente verander, na 'n piesang en 'n sappie, en dit gebruik, en sê, dis hoe ons dit nou gaan doen. Nee, dit is nie volgens wat God geopenbaar het nie. Daar's een waarheid, dis God se waarheid. En hy wil hê ons moet hom volgens sy openbaring, volgens sy waarheid aanbid. Die vrou sê in vers 25, ek weet dat die Messias kom. Sien die behoefte hier is duidelik. Sy besef, sy weet nie alles nie. Sy besef daar's 'n gaping in haar kennis, dis nie volledig nie, en sy wag vir iemand om haar te kom help, om vir haar te kom sê. Daar's 'n behoefte. Ons het ons idees, ons het ons stukkies waarhede, maar ons kort Christus, Jesus, die Messias, vers 25. Die grootste behoefte van die mens is nie 'n gebrek aan godsdiens nie. Dis nie dat jy hier was elke Sondag die hele jaar so ver nie. Wat goed is. Maar dit is eerder 'n gebrek aan ware kennis van God. Wat ons net kry deur die Messias, deur Christus Jesus. En dan kom die klimaks. Kyk, wanneer God hom openbaar, gee hy ook die oplossing vir die mens. Dis die derde onderwerp in vers 26. Nadat sy gesê het, ek weet die Messias kom, sê Jesus vir haar, ek is die een wat met jou praat. Hier is die openbaring, ek is, soos wat Frans vanoggend ook genoem het. Jesus sê vir haar, ek is. Nou dis dieselfde manier hoe God vir Moses in die Ou Testament gesê het, sy naam in die brandende bos, die mense wil weet wie het jou gestuur, sê ek is, het jou gestuur. Hier is 'n openbaring nie net wat Jesus sê van ek is die Messias nie, hy sê dis ek wat met jou praat, hy sê hy is die Messias, maar dit gaan verder, met die ek is, praat dit eintlik van sy drie-eenigheid, van sy goddelikheid. Nou ek weet nie of die Samaritaanse vrou die volle teologiese implikasies van die stelling gesnap het in daai oomblik nie, maar dit is nie regtig van belange nie. Die punt is, sy het besef, sy het 'n behoefte, 'n tekort, die Messias, en hier staan hy voor haar. Die oplossing vir haar sondes was nie beter godsdiens nie. Is nie beter pogings nie. Die oplossing vir haar blindheid of gebrekkige kennis is nie meer debatte en meer inligting wat ek net moet kyk dat ek hierdie dinge in my kop uitsort nie. Die oplossing vir haar was 'n persoon. Jesus, die Christus, die waarheid. Let op in hierdie storie. God wag nie vir die mens om hom te vind nie. God kom na die mens toe en openbaar homself, soekende saligmaker. En wanneer hy dit doen, bring hy nie net kopkennis en hy kry jou gedagtes reg nie, hy gee lewende water. Jesus het eers daarvan gepraat in vers 10. In vers 14 beskryf hy verder hierdie water. En hy sê in vers 14, maar wie van die water drink wat ek kom gee, sal tot in ewigheid nooit dors kry nie. Dis lekker water. Dink fisies daaroor, dit sal lekker wees, maar dan moenie die geestelike implikasies mis nie. Die water wat ek kom gee, sal in hom 'n fontein van water word, wat opborrel tot die ewige lewe. Nou, Johannes in dieselfde boek later, hoofstuk 7, gaan hy aan en hy skryf weer oor hierdie lewende water, en hy sê, Jesus het hierdie gesê, as iemand dors het, laat hy na my kom en drink. Strome lewende water sal uit
sy binneste vloei. En dan is hy so gaaf, die Heilige Gees is so gaaf om vir ons deur die inspirasie van die Heilige Gees te sê, hierdie water verwys na die Heilige Gees. In vers 39 van hoofstuk 7 sê dit het hy van die Gees gesê, wat die wat in hom glo sou ontvang. Johannes 7 vers 37 tot 39. Dit is die gawe van God. Besef hoe diep hierdie stuk is. Ek het vir 'n rede gebid en gevra dat die Here my moet help om te sê wat ek moet sê en uit te los wat ek nie moet sê nie. Daar's so baie. Hierso word gepraat van die Vader en die Seun en die Heilige Gees in die vorm van die water. Maar hier in vers 10 sien ons dit is die gawe van die Gees. Frans het weer vanoggend, dankie Frans, jy het dit mooi gesê, so mooi uitgelê, die gawe, dis 'n geskenk. Ek verjaar vandag en uit God se genade het ek al klaar 'n paar geskenke ontvang. Maar ek sou nie so gewillig gewees het om net na 5 wakker gesing te word deur die kinders en my vrou en hulle gee vir my 'n geskenkie en hulle vra vir R10 nie. Ek sou maar weer die lig wil afsit en verder slaap. Dan is dit nie 'n geskenk nie, dis verniet. Dis nie iets wat ek gedoen het om te verdien nie. Almal sê geluk met jou verjaarsdag, asof ek iets verdien het. Ek het dit nie verdien nie. Hier is ek, sies wat ek gekry het, dis 'n gawe. En net so is hierdie 'n gawe van God. Dit is verniet. Sien wanneer God homself openbaar aan 'n mens. Dis nie net vergifnis nie. Vergifnis in itself is 'n groot en gewigtige en 'n wonderlike ding. Maar wanneer God homself openbaar, is dit nuwe lewe. Wat uit God gebore is. Dit is die Heilige Gees wat in jou woon. God self wat jou kom inbly as die tempel. Die openbaring los jou nie by 'n plek waar jy sommer net ligtelik as iemand vir jou vra, ken jy vir Jesus? Ja, ek weet van hom. Ek weet van Jesus. Baie mense dink so ligtelik oor, en jy eerder los dit by jou plek, hy wat homself aan jou geopenbaar het, al die genade uit die toestand van my blindheid, uit die toestand van my sonde, hy wat daai behoeftes geïdentifiseer het en dit bevredig, hy wat homself geopenbaar het, die ewige lewe, om hom te ken, dit los jou nie net by ek weet van hom nie. Ek ken hom, persoonlik, werklik, lewend. Is jy, liewe broer of suster, besoeker, so begenadigde, vanmôre, uit genade, het jy God so beleef? Waardeer dit opnuut. Die realiteit is, en ons moet onsself hieraan herinner, daar's baie mense in hierdie wêreld wat nie God so gaan ken nie, wat nie God nou so ken nie, en ook nie God ooit so sal ken nie. Hulle het nie die lewende water nie. Hulle hardloop rond, heen en weer, probeer dit deur allerhande dinge bevredig. Waardeer dit opnuut, koester dit, daai waarheid, as jy so begenadigde is. Groei in jou kennis en jou diepte van hierdie eenvoudige waarheid wat begin het die dag toe jy gered word, die dag toe God hierdie water, die Gees vir jou gee, deur die skrifte ondersoek. Waardeer dit, dit is die oplossing, dis deur Christus, wat lewende water gee, wat die Heilige Gees is, met ander woorde wedergeboorte, om God te ken. En dit alles ten spyte van ons toestand, uit genade. Wanneer God hom openbaar, sien ons nie net die toestand van die mens nie, ons sien nie net die behoeftes van die mens nie, ons sien nie net die oplossing vir die mens nie, maar ook ons sien, wanneer God hom openbaar, die reaksie, die gepaste reaksie van die mens. En dis die 4de onderwerp. Kyk na vers 28 van Johannes 4. Die vrou het toe haar waterkruik daar gelos en na die dorp toe gegaan en vir die mense gesê. Sy stop net daar. Sy los haar waterkruik. Die rede hoekom sy daar is, die doel hoekom sy daartoe gestap het, op die hitte van die dag, dis moeite, maar sy los dit, haar prioriteite verander.
Wat het verander? Sy het hom gesien. Hy het homself aan haar geopenbaar. En wanneer jy hom sien, verander jou prioriteite. Die dinge wat nie so belangrik was nie, is belangrik. Jou hele wêreld is omgegooi en soos 'n baba moet leer loop, moet jy weer leer leef. Sy hardloop na die dorp toe en sy roep, vers 29, kom kyk. Sy word 'n getuie. Maar dit is baie moeilik om hier die transformerende waarheid, as God homself so aan jou openbaar, vir jouself te hou. Dit is baie moeilik. Ek sukkel elke dag daarmee. En soms kry ons dit reg. Kyk wat gebeur in vers 39, bietjie later. Baie van die Samaritane het in hom geglo op grond van die woorde van die vrou. Is dit nie mooi nie? Nie net God openbaar hom aan haar nie, maar ook gevolglik aan baie Samaritane. En dit stop nie daar nie. Kyk, in die einde van vers 42 sê hulle, ons glo nie meer net oor wat jy gesê het nie vir die vrou. Ons het homself gehoor. Hulle het na Jesus toe gegaan en gehoor en geleer en gesien en hy het homself daar aan hulle bevestig en geopenbaar en hulle bely dit. En hulle sê uiteindelik in die laaste deel van vers, hy is waarlik die verlosser van die wêreld. Nie net die Jode nie, nie net die Afrikaners nie, nie net die Samaritane nie, die hele wêreld van elke volkstam, taal en nasie. Gemeente, let op, Jesus het nie vir haar gesê, gaan getuig nou nie. Sy het net gegaan, want sy het hom gesien, sy het hom geproe. Ons sien twee reaksies wanneer dit kom in hierdie teks. Die eerste een is haar prioriteite verander. Dit beteken nie jou daaglikse benodighede is nie meer belangrik nie. Ek glo sy het later daai dag teruggekom met water met 'n groot glimlag. Het sy gaan water drink. Maar Christus is belangriker. Hy is belangriker en sy het dit ervaar. Dis 'n reaksie. Jou prioriteite verander. Tweedens, getuienis vloei natuurlik. Soos ek gesê het, om dit nie te doen nie, jy moet hard stry daarteen. Sy het gesê, kom kyk. Sy het almal uitgenooi. Dit is vir almal nodig. Ek het gesê vroeër, daar's baie mense wat dit nooit gaan ervaar nie. Maar nogtans het God ons uitgenooi om deel te gaan wees en te gaan vertel. Maar wat anders gaan jy vertel? Dit is die belangrikste. Sy wys na Jesus. Sy gee nie noodwendige teologiese les nie. Sy het aanvanklik gesê, hy het als geprofeteer oor my, en hulle sê hulle het geglo, eerstens op grond van wat sy gesê het, maar is nie 'n teologiese les, is nie nodig nie. Ek verstaan wat die uitdagings is vir ons om te gaan getuig. Daar is mense vrees, daar is, weet ek wat om te sê, maar uiteindelik het sy gesê, kom kyk, waar is die mense wat jy voor moet getuig in jou lewe, wat nie hier is nie, want jy sê nie, kom kyk, ek weet nie mooi wat om te sê nie, maar kom kyk. Soos die blinde man wat Jesus genees het, wat die fariseërs gesê het, verduidelik is dit hy, wat het gebeur, en hulle het hom vervolg tot 'n mate, het sy ouers ingeroep, en hulle het gesê, vra hom, hy is oud genoeg om self te antwoord, en hy het gesê, al wat ek weet is ek sien, hy het vir my gesê, kom kyk, getuig van jou lewe, wys na Jesus toe, en ons het die voorreg om dit te doen. Gemeente, ten slotte, wanneer God hom openbaar, om dit al saam te vat, sien ons nie net die toestand van die mens nie. Ons sien die behoefte, ons sien die oplossing, baie duidelik, en ons sien die reaksie. Ons word heeltemal verander. Onthou, die hoofkarakter van hierdie storie is nie die vrou nie. Dit is Christus. Dit is Jesus. Hy is die een wat kom soek het. Hy is die een wat homself aan haar geopenbaar het. Hy is die een wat lewende water gegee het. As jy hom ken en hy het dit aan jou gedoen, waardeer dit opnuut. Gaan terug na daai bron toe. As jy vanmôre hier is en jy besef, dalk is jy in een van die ander twee groepe, vra rond. Vra rond. As jy dors het. Vra rond, soek terwyl hy nog gevind kan word. Dit is 'n mooi ding, liewe gemeente, wanneer God homself aan iemand openbaar.
is dit nie. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God, ons Here, U is 'n ontoeganklike lig. U is buite die bereik van mense. U is heilig. Maak nie saak hoe hard mense uit hulle eie uit U probeer vind nie. Ons sal nie 'n greintjie meer van U leer ken as U dit nie aan ons openbaar nie. En nogtans, Here, in ons sondige toestand, kom betaal U die prys wat ons vanoggend so lekker en soet herdenk het. En ons dank U daarvoor, Vader. Dankie dat U Uself aan so baie mense openbaar wat dit nie verdien nie. Uit genade. Baie dankie, Here. Help ons om te groei in hierdie waarhede en hierdie kennis. Help ons om te verdiep in wat daar gebeur het, sodat ons al hoe meer en mooi kan sien hoe goed dit is dat U Uself openbaar. Baie dankie, Vader, vir daai wonderlike genade van U. Amen. Gemeente, ek groet julle in die naam van Jesus Christus. Mag die liefde van die Vader, die genade van Christus en die gemeenskap van die Gees met julle wees vandag en in die week. Gaan verheerlik hierdie Here oor wie ons vanoggend gehoor het. Hy wie ons kom soek het. Hy wie homself deur ons laat vind het. En wat homself deur sy verlossende genade aan ons openbaar het. Amen.